Ons lees die oordenking vir die 15de April uit die Here is my herder met die vriendelike vergunning van Lizet Marie. Die opskrif vandag is donkerte en lig. Ons teksvers kom uit Esra 6 vers 22. Hulle het die fees van die ongesuurde brode 7 dae met vreugde gevier. Dan ook Spreuke 15 vers 15. Die blymoedige mens se hele lewe is 'n fees. God het aan die Israeliete spesifieke geleenthede gegee waarop hulle kon feesvier, terwyl hulle hom eer en dank. Hulle omstandighede was nie altyd bevorderlik vir feesvieringe nie, en tog het hulle heelhartig oorgegee aan die vreugde daarvan. Dis iets van hierdie gesindheid wat die Spreuke skrywer in die bekende teksvers hierbo raakvat, naamlik dat die blymoedige mens se hele lewe 'n fees is. Die woord blymoedig het 2 komponente, bly en moedig. Dit veronderstel dat 'n persoon in swaar tye moedig aangaan, met 'n dankbare, bly hart. In The Book of Joy sê Emeritus Aartsbiskop Tutu, ons is brose skepsele, en dis deur hierdie broosheid, nie ten spyte daarvan nie, dat ons die moontlikheid van ware vreugde ontdek. Die lewe is vol uitdagings en teëspoed. Vrees is onafwendbaar, en net so pyn en uiteindelik die dood. Die ontdekking van meer vreugde skerm ons nie af van onafwendbare swaar kry of hartseer nie. Om die waarheid te sê, ons mag selfs makliker huil, maar ons lag ook makliker. Moontlik is ons net meer in voeling met die lewe self. Hiermee sit hy sy vinger op die pols. Vreugde en pyn stap hand aan hand deur ons hele lewe. Albei is reisgenote. Ons hoef nie te wag vir die pyn en swaar kry om eers verby te gaan, voordat ons onsself oopstel vir vreugde nie. Here, maak my blymoedig. Amen. Dankie vir die saamkuier. Ek deel Lizet se kontakbesonderhede in die inligtingsparagraaf van die kanaal. Daar is ook skakels na voorlesings van Lizet se ander publikasies wat hier beskikbaar is.